Nou ja, terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Dankie almagtige Vader Jahwe, dat U getrou is. Dankie dat ons van die liefde kan sing wat baie groter is en sterker is as die aarde en die stryd en nietigheid en verganklikheid, dat U liefde vir ons onbeskryflik, onmeetlik groot is, maar ook uit die woord uit, dat ons die liefde kan leer ken, en dat ons daardie verantwoordelikheid het om dit te glo. En dit is ons begeerte vanoggend om onder die geklank van die woord te wees, en dat U deur die Gees ons sal leer, onderrig, en ons harte sal vorm en aanraak soos daardie saailand, dat wanneer die saad van die woord val, dat dit in vrugbare grond sal val. Dat die versoekings van hierdie wêreld en die beproewings en ons stryd nie ons fokuspunt sal wees nie, maar U liefde geopenbaar in Yeshua. Dankie dat ons, al is ons swak, al is ons nietig, al is ons erdekruike, daardie kosbare skat van die evangelie kan dra. En dat ons kan getuig, U is ons Vader. En daarom, spesiaal vanoggend, Vader Jahwe, wil ons vir dankie sê vir U verbond. Dat ons daardie vastigheid het, U is ons God. Daardie lewende verhouding, dat ons dit sal koester, ook vandag as ons rus in U genade. Laat die vrede ons deel wees in Yeshua. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ja, dit is 'n groot voorreg. Dankie Mani vir die opening. Dis 'n ontsettende groot voorreg. Almal hier so in Pretoria en almal wat ingeskakel is, dit is 'n voorreg om in vrede en in rustigheid Jahwe se woord te kan oopmaak, maar nie gesis te word nie, asseblief. Ek weet ek het 'n baie kalm stem. Ek hoor die mense wat sukkel om in slaap te raak in die aand, luister oggendstiltes. Dan raak hulle gou aan die slaap. Nou ja, dit is so ons is, maar mens, en dit is soms warm, maar mag Vader Jahwe deur sy woord dit diep in ons harte openbaar. Is so kostelik, al is die vlees soms moeg, dat Jahwe se woord, soos daai Emmausgangers, in ons hart brandende sal wees. Brandend. Ons maak ons Bybels oop by 1 Johannes 4. 1 Johannes 4. Ons is, sal ek nou maar sê, deeltyds besig met 'n voltydse reeks, want dit is so, ons word onderbreek, soms is ons bietjie weg hier van Pretoria af, en soms het ons 'n ander boodskap. Die van u wat dalk kan onthou, verlede jaar, die brief van Johannes, sendbrief 1 Johannes 4, vanoggend se gedeelte van vers 16 tot 21, die opskrif uit die gedeelte, die liefde wat volmaak word, volmaakte liefde. En dit sê al klaar vir ons iets anders as net die gewone klise liefde. Ons kan baie keer so half moeg raak vir die woord liefde, maar wanneer ons na die Bybel toe gaan, is dit 'n diepte wat die apostel, en ek wil dit traag noem voordat ons begin lees, Efesiërs 3 bid Paulus vir die Efesiërs, dat die gemeente, daai geestelike groei, dat hulle die wyte, die breedte, die diepte, die omvang van Yeshua sal ken, nie net met 'n kopkennis, nie net met leerstellings nie, maar soos Dominee Jaco die afgelope weke oggendstilte gemaak het oor ware aanbidding, dis nie 'n stel reëls nie, want dis 'n afgodsdiens, maar 'n lewende verhouding, 'n erkenning, maar Jahwe is liefde. En ek ervaar dit in my lewe en ek getuig daarvan en dis my roeping. Dit was Paulus se gebed vir die gemeente. En mag dit ook ons gebed vir mekaar wees. Ons lees 1 Johannes 4 vanaf vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar.
Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie? Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Mag Vader Jahwe sy geseënde woord in ons harte vestig, plant en koester. So die doel van vanoggend se boodskap, ons gaan net deur hierdie tekste met mekaar 'n paar gedagtes deel. En Johannes begin, en ons weet, as uit die wandel van die apostels met Yeshua op aarde, dat hy bekend staan as die disipel van die liefde. Eers was hulle seuns van die donder, toe hy en sy broer nog in die vlees opgetree het. Maar wanneer Yeshua werklik homself aan Johannes openbaar, is daar by Johannes hierdie diepte wat kostelik is, want hy skryf aan die gemeente uit verskillende invalshoeke oor die liefde, en hy wil so graag hê dat die gemeente onder vervolging, onder beproewing, onthou Johannes is dieselfde een wat die boek Openbaring geskryf het. Johannes homself was op die eiland Patmos verban, self in verdrukking, self die pad gestap. Maar hierdie is die boodskap wat die gemeente mobiliseer. Hierdie is dit wat die gemeente regtig nodig het om te hoor. Al klink dit soos herhaling. Ons het die liefde wat God tot ons het, vers 16, leer ken en geglo. Die liefde moet geken word, geleer ken word, en die liefde moet geglo word. En dit sê iets van die liefde. Liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit is nie net iets wat ek kan toeskryf aan een of twee dingetjies wat in my lewe gebeur nie. Dit is Jahwe se openbaring aan my, en ons sien dit dan spesiaal in Yeshua. Die teks van, ons het die liefde leer ken en geglo, word dadelik gevolg met God is liefde. Ons het die liefde leer ken en geglo. Dit is baie spesifiek. Ek sê weer, dit is nie die liefdesdefinisie wat jy uit jou kinderlewe, wat jy gevoel, dit is liefde. Daar is baie rondom liefde, die konsep liefde, liefde tussen jou en jou ouers, of kinders, of jy en jou hond, of die omgewing, of vriendskappe, sosiale, maatskaplike bande. Dit is 'n begrip van liefde, maar dis nie die liefde waarvan hy hier praat nie. Die liefde wat hy hier praat, is die liefde wat Jahwe spesiaal geopenbaar het in Yeshua. Dis die liefde waarop die gemeente gebou is. Dis die liefde wat ons mekaar bemoedig hierdie jaar en sê, het jy die liefde leer ken? Is jy waar Paulus vir die gemeente bid, dat hy die diepte, die hoogte, die breedte, die omvang van die liefde leer ken, daarin standvastig is en gegrond is, sodat wanneer jy in 'n liefdelose wêreld lewe, wanneer jy liefdeloosheid ervaar van jou huweliksmaat of selfs in die gemeente, wat maak jy met liefdeloosheid? Stamp dit jou om? Raak jy reaktief? Staan jou hare reg op? Wys jy naels? Weet jy hoe om te beklei? Ons almal in die vlees weet hoe om te beklei. Die gemeente word gekenmerk dat die liefde van Jahwe die vrees na buite dryf. Die liefde is 'n plek waar my siel rus, veilig is, identiteit kry, en 'n spesifieke opdrag kry, krag kry, toerusting kry, om vrug te dra. Ek het dit in die verlede al genoem, maar ek gaan terwille van, ek mag maar sê, nuwe gesigte, wil ek hierdie gedagte definitief pertinent herhaal. As hy sê, ons het die liefde leer ken en geglo, waar leer ons eerstehands, primêr, fundamenteel, wat is liefde? Nie jou verwysingsraamwerk nie. Ons blaai na Johannes 15. Die evangelie van Johannes, die 4de boek in die Nuwe Testament. Johannes sê baie duidelik, waar leer ons liefde ken? En ek weet, elkeen van ons het 'n begrip. As ek sê liefde, as jy in die laerskool is, dan sien jy rooi hartjies op die tas, nee, soos ander lief van rooi en sing. Rooi hartjies op die tas. Hoërskool is dit nou 'n bietjie iets anders en as mens ouer kom, dan dink jy aan liefde as 'n gebrokendheid, as seer, as stikkend, want die realiteite van die lewe het dalk al plaasgevind. Johannes het 'n ander fokuspunt, nie ons nie, ons begin nie by onsself vir die definisie van liefde nie. Johannes 15:9. Soos, dit begin met die woord soos die Vader,
En dan is my hoofletter is Yeshua, Yeshua is aan die woord, soos die Vader my lief gehad het ek julle ook lief gehad, bly in hierdie liefde van my. 3 dele. Die verwysingspunt, die beeld, die voorbeeld en die ware beeld, die realiteit van wat is liefde. Gooi al die vleeslike definisies van liefde wat die wêreld, die vermaaklikheidswêreld vir ons gee. Gooi dit weg. Die volmaakte definisie van liefde is die liefde wat die Vader vir die Seun het. En dit is op grond van daardie liefde wat Yeshua sê, daardie liefde wat die Vader die Seun het, die Seun wat mens kom word het, die tweede Adam, Yeshua die Messia, daardie liefde wat hy van die Vader ervaar het. Dis die liefde waarmee hy die disippels lief gehad het, selfs al het hulle hom verloon, of verraai, of teleurgestel. Yeshua is nie 'n mens soos ons wat reaktief raak, as iemand op my toon trap, as iemand my die vinger stik, dan spring daar iets op. Ek gaan nou 2 dinge sê. Ek is redelik oortuig, die meeste van ons het nuwejaarsvoorneme gehad, ek wil meer geduldig wees en minder kwaad wees. En die tweede ding, ons trek by 18 Januarie, die meeste van ons het al liderlik gefaal. Want mense maak jou kwaad. As ek nou sê, kom ons kinder 'n bietjie, dat almal dadelik iets om te sê. Ons sal dit nie doen nie, gemeente nie, ons sal dit nie doen nie. Maar, ons harte is vol van seerkry, ons harte is vol van mense wat ons pla, mense wat ons irriteer, ons verskil. En ons as gemeente word nie geroep om jaar in en jaar uit dieselfde maar net aan te gaan en te stagneer nie. Dit is nie die ontwerp van die koninkryk. Die koninkryk sê ons groei in die liefde wat volmaak word. Hoe nader ons na die wederkoms kom, hoe nader ons voor ons koning staan, hoe meer moet jy na sy beeld verander, en sy beeld is, God is liefde. En daarom die lering, ons het die liefde leer ken, moet ons mekaar sê, het jy al 'n studie gemaak oor hoe lief het die Vader die Seun? Want as jy nie weet hoe lief die Vader die Seun het, en ek praat van die openbaring hier, wat ons in die Bybel het, dit wat ons lees van die Vader-Seun verhouding, net in die boek Johannes, oor die 100 tekste, in 'n kwessie van 21 hoofstukke, is 'n gemiddeld van 5 per hoofstuk, waar daar ietsie te leer is van hoe lief het die Vader die Seun, en hoe lief het die Seun die Vader. Dit moet jou verwysingsraamwerk wees. Nie jou seer kry in jou lewe, nie mense wat jou liefdeloos behandel het, nie, en dit is so, 'n mens wil eerstens aan jou eie lewe dink, en dit moet nie so wees nie. Die Vader het die Seun lief, die volmaakte liefde, die Seun het ons lief, en dan kom die opdrag, bly in hierdie liefde van my. Yeshua sê duidelik, bly in hierdie liefde van my. Ek is die outeur, ek is die bron, God is liefde. As jy voel, maar ek kry dit nie reg nie, dan moet ons net vir mekaar sê, is daar iewerste in die Bybel vir ons hoop? Ja, daar is in dieselfde hoofstuk, Yeshua sê, ek is die wynstok, julle is die loot. Net soos die loot dat homself nie vrug kan dra nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. So as ons so 'n bietjie kyk, waar lê die probleem, dan lê die probleem nie by die bron of by die wingerdstok wat verdor nie, maar by ons as loot wat sukkel om in hom te bly. Want ons besef nie altyd wat dit beteken dat die Vader die Seun liefhet nie. Ek wil vinnig 'n voorbeeld gee. Ek het gesê elke hoofstuk van Johannes, feitelik elke hoofstuk, het hierdie beskrywing van die Vader-Seun verhouding. 'n Pragtige een is Johannes 17. Johannes 17 is die gebed van Yeshua vir sy disippels 'n paar oomblikke voordat hulle hom verlaat, voordat hulle hom verloon of verraai, in die rug steek, vloek. Dis 'n oomblik wat die liefde, die ware liefde onderdruk is. Yeshua self is geweldig onderdruk. Ons weet is maklik om lief te hê as ons lief gehê word. Dit is maklik om lief te hê as my maagie vol is, dan is ek nie buiterig nie. As ek versorg is, en ontspanne is, en rustig is, en as iets lekker om na uit te sien. Kinders wonder altyd, hoekom is pa
Hulle sê dan, hulle is lief vir ons. Maar op 'n Sondagoggend voor diens is hulle nie so lief nie, hulle is net lief. Maar jy moet pas op, dit is so. Ons as mens verander. Maar hier, in Johannes 17, in Yeshua se uur van krisis, sien ons nog steeds volmaakte liefde tussen Vader en Seun. Hoor hierdie mooi aanhef, in die eerste sin. Johannes 17 vers 1, dit het Yeshua gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, en ek wil net daarop fokus, dink bietjie die laaste keer toe jy in die benoudheid was, skok, skrik, hoe maklik bid jy? Dis nie maklik om te bid nie. Die eerste ding wat jy voel is, Vader hoor nie, hy's ver, want hier is hier krisis. Te midde van dit, is Yeshua se eerste woorde, Vader, die uur het gekom. En hy weet wat sy uur is dit, nee? Dis die uur van smart en hoon, pyn, die uur van stryd. Maar wat bid hy? Verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Nou dit op sigself is 'n Bybelstudie. Hoe kan die Vader homself en die Seun verheerlik en die Seun en die Vader? Dit gaan oor die raadsplan van Jahwe, dit gaan oor die Seun wat dit doen, ek kom om u wil te doen, Hebreërs 10. In die boekrol is dit my voorgeskrywe, daar absolute verbond tussen Vader, Seun en Heilige Gees, die Seun sal mens word, met die Heilige Gees gesalf, die Messias, en dit wat hy moes doen, verheerlik die Vader. Ons kan dit kort opsom, hier vind liefde uit in gehoorsaamheid, getrouheid, toewyding. 'n paar verse verder, vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self, in u teenwoordigheid, met die heerlikheid, wat ek by u gehad het, voor die wêreld was. Ewige liefde, volmaakte liefde, en onthou, Jahwe sal nooit ooit sy eer deel met 'n ander nie. Yeshua is nie buite Jahwe of iets anders nie. Jahwe sal nooit sy eer vir iemand anders gee. Daarom praat ons van die volmaakte Godheid. Dit gaan ons verstand te bowe. Hoe werk God drie-enig? Maar wat ons hier het in Johannes 17 is die Seun wat mens is, vlees kom word het. Tweede Adam, volmaakte hoëpriester. En in sy uur van benoudheid is daar hier die liefdesband. Onthou ek het Paulus gekwoteer, jy word in die liefde gewortel, gegrond. In hierdie uur van nag, letterlik nag, Getsemane, is dit nog steeds die liefde tussen Vader en Seun, wat vir hom sy sinne bewaar, wat die vrees na buite dryf en sy Vader. U liefde is groter as hierdie oomblik. Daar is 'n oomblik van heerlikheid, daar is 'n oomblik wat ek in die teenwoordigheid gaan staan. Vul my voet, doen dit presies wat u in die ewige verbond gedoen het. Dis baie groter as ons aardse liefde. Ons ken die gebeure, hoe Yeshua volmaak. Wanneer die Petrus hulle sy swaard uittrek en wil veg en daai Romeine kom soos teen 'n bende met stokke en spiese en dit is die naglig daar in Getsemane en die vlees is totaal swak. Dan is dit die liefde tussen Vader en Seun wat Yeshua daardie kalmte gee om Malchus se oor op te tel en om gesond te maak, om nog steeds die pad te stap. En daardie stabiliteit is waartoe die evangelie ons roep, Johannes en spesifiek in Johannes 4, ons sal nou daarby kom. Ek gaan eers volstaan met hierdie, kom ons lees vers 21 ook. Daar is ook 'n pragtige voorbeeld. Waar Johannes 17, Yeshua sê, ek lees net vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. En hulle ook in ons een mag wees, soos die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Volmaakte liefde is volmaakte intimiteit. Daai woordjie in is 'n baie klein kort Afrikaanse woordjie. Maar gaan dink daaroor, bid daaroor en sê Vader, leer my uit die woord dat hoe was die Seun in die Vader en die Vader in die Seun en vat 'n eenvoudige verhaal uit die Nuwe Testament soos wanneer Yeshua iemand gesond maak
of 'n Lazarus uit die dood uit opwek, waar hy kan staan en sê, Vader, ek weet jy is altyd in my. Of wanneer hy vir die Fariseërs sê, die mense het hom verag, nee, die mense het gesê, hy kom van Nasaret, en hy het 'n baie slegte verwerping gehad in Nasaret, sy jongmensdorp. Maar hy fokus nie op wat mense van hom sê nie, hy fokus nie op wat selfs die gemeente, die sinagoge, of wat van hom sê nie, hy's in die Vader, en die Vader is in hom. Hy het hierdie sterk liefdesidentiteit. Hy weet wie hy is, hy weet wat hy moet doen. Dis die volmaakte liefde. En Joshua sê, soos die Vader my lief gehad het, en julle die voorbeeld het van hoe lyk iemand se lewe, wat nie deur storms rondgegooi word nie, wat getrou is, wat in die moeilikste aand kan bid, wat vriende wat jou in die rug steek, of familie, of want Joshua se eie broers het nie in hom geglo nie op daai stadium, om nog steeds te staan, om vas te staan. Dis die liefde wat 1 Johannes 4, ons teks, en ons kan weer terug so toe blaai, dis die liefde wat Johannes vir die gemeente sê, dis die liefde wat ons leer ken het. En ons glo dit, want ons baie wat dit nie glo nie. Joshua wat sê, ek keer terug na my Vader. Dan sê die klomp daar, waartoe gaan hy? Gaan hy na die Grieke? Waarvan praat hy? Die wêreld ken dit nie, die wêreld verstaan dit nie. Maar Jahwe se kinders kan deur die Heilige Gees verdiep en groei in wat beteken goddelike liefde. Nou ek wil elkeen uitnooi en aanspoor en bemoedig. Ons tyd op aarde is kort. Ons weet nie hoe lank dit is nie. Maar hoe sien jy jou lewensroeping op aarde? Ons almal is besig. Dit is nou al 'n klise. Almal hardloop rond. Die rotresies. Maar daar is hierdie geweldige genade en oproep vir elkeen van ons om die liefde wat die Vader vir die Seun het en die Heilige Gees in ons harte uitstort, te leer ken en te glo en dienooreenkomstig vrug te dra. Ons sukkel baie keer met die vrug dra en ons wil allerhande maniere kry om beter vrug te dra. Ons verstaan nie hoe die evangelie werk nie. Die liefde is aan ons geopenbaar. God is liefde. Joshua bewys sy liefde toe ons nog sondaars was. En dan sê hy, verseker dit in 1 Johannes 4 vers 16, ons gedeelte waar ons begin het, God is liefde en hy wat in die liefde, hierdie spesifieke liefde, nie ander liefde nie jou definisie van liefde nie. Nie as ek deur die gemeente aanvaar word en almal is lief vir my en ek kry my sin, dan sal ek almal lief hê nie. Dis nie die liefde wat Johannes sê ons in moet bly. Hy sê hierdie liefde wat tot die dood toe is, wat die Seun vir die Vader sê, kyk ek kom om u wil te doen, gehoorsaamheid. Hierdie liefde wat ons in Joshua leer ken, dis die liefde wat Johannes sê, bly in God en God in hom. Wat 'n voorreg. As ek 'n Psalm hieraan kan koppel, Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. As jy die Psalm lees, dan besef jy, maak nie saak wat die storms van die lewe is, nou val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, nou jou toe sal dit nie aankom nie. Ons weet, ons praat nie net hier van vleeslike beskerming nie, ons praat van jou gees, jou sinne, jou menswees. Prakties, waar is Psalm 91 in die Nuwe Testament? Hier sê in 1 Johannes 4. Hy wat in hierdie liefde tussen Vader, Seun en Heilige Gees bly in God en God in hom. Dis ons skuilplek. Dis ons vesting. Dis ons huis. Jou huis definieer mos wie jy is, jou huis en jou hart, jou identiteit. Ons is nie burgers van hierdie wêreld nie, ons is in die huis van Vader Jahwe. Dawid se verlange is na die huis van Jahwe. Ek wil in die huis van Jahwe wees, daar waar die liefde is. So die toepassing raak nou interessant as ons in vers 17 aanstap en aanbeweeg. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. Voor ons vinnig aangaan, het die liefde al in jou lewe volmaak geword? Nee, ons het elke dag 'n dors en 'n begeerte na groei. En hoe weet ons of die liefde in ons volmaak geword het? Dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld.
So die liefde, geestelike groei, daar is nie stagnasie dat jy sê, wel, die dag toe ek tot bekering gekom het ek die volle openbaring van liefde en ek sit en wag vir die wederkoms nie. Jy sit nie stagnant nie, daar is beproewing in ons lewe, liefdelose dinge wat oor ons kom, liefdeloosheid in jou eie hart wat na vore kom, 'n spesiale persoon in die lewe, vir wie jy die son, maan en sterre beloof het, wat jou so druk, en al jou liefdeloosheid uit jou hart uit, ek kan sê, dis jou skuld. Intussen, plaas Vader Jahwe ons in verhoudings, hy plaas ons in huwelik, hy plaas ons in gesinne, hy plaas ons in gemeenskap, waar die mense die naaste aan jou die seerste maak, hoekom? Want ons dinge in jou lewe, wat in die hand van Jahwe se liefde reggestel moet word. Toewyding aan Jahwe, vorming, soos klein in die hand van die pottebakker, met die oog op die wederkoms. Die dag wat ons voor Jahwe staan, en sy Vader Jahwe, dit is die skepping. Dit wat in die eerste Adam verlore gegaan het, die beeld, hier in Yeshua sien u weer die beeld. Liefde, God is liefde. Wat wil Jahwe in ons lewe sien? Wat wil Jahwe in ons lewe sien as ons voor hom staan? Sy beeld, God is liefde. So, die liefde is nie maar net ietsie vir hier op aarde om my lewe gemaklik te maak nie. Daar's 'n definitiewe doelwit. Daar's 'n definitiewe verwagting, die liefde bevestig die oordeelsdag. Baie keer gebruik mense liefde as 'n verskoning te sê, God is liefde, God sal nie oordeel nie, ons kan maar voor hom staan, hy sal oorsien. En ons as mense het mos maar die voorbeelde, soms kom jy weg met moord, sê die Afrikaanse spreekwoord. Ons kom weg in die lewe. Ons word nie spesifiek op elke oortreding regverdig gestraf nie. Ons sou 'n beter beeld en begrip gehad het van oordeel as van jou ouerhuis regdeur tot by die regering elke oortreding regverdig gestraf het. Nou en dadelik. Nie hofsaake wat 7 jaar uitgestel is nie. So ons as mens moet weer eens terug gaan na die woord van Jahwe en die regte perspektief hê oor die oordeelsdag. Dis nie wat Hollywood sê nie. Amerika gaan nie 'n oplossing hê vir een of ander planeet wat die aarde tref en al hierdie fiksie en gedagtes en drome nie. Die woord van Jahwe is duidelik. Wat is die oordeelsdag? Jy as skepping staan voor die Skepper om verantwoording te doen oor jou lewe. Wat 'n vreugde dat die gemeente sonder vrees in die liefde, Efesiërs 1, heilig, rein, sonder gebrek. En ek wil dit weer sê, in die liefde, want dit is wat Paulus sê, voor hom staan, met daardie bewustheid. Jahwe se beeld het in my lewe gestalte gekry. En dis dit wat hy skryf. Ons het vrymoedigheid in die oordeelsdag. Ons is nie moed verlore, ons moed gee nie in nie. Ons het hierdie vrymoedigheid, ons sien uit. Jy kan in iemand se gesig sien, as jy by 'n plek instap, kom ons vat 'n eksamenlokaal, gaan jy met vrymoedigheid die toets in, of is daar 'n gevroetel en 'n verskoning soek? Of in verhoudings, kyk jy iemand in die oë, of weet jy het skuld, skaamte, vrees? Nou as daar een persoon is dit die Almagtige vir wie ons behoort te vrees. Ons moet nie mense vrees nie. Maar Jahwe is die Almagtige, hy's lig. Niks kan vir hom weggesteek word nie. Dis 'n wonderwerk dat die gemeente kan uitsien na 'n oomblik van waarheid, van ontbloot, van oopmaak. Dit is hoekom ons, en ek wil vinnig net hê ons moet na Openbaring 1 toe blaai. Dit is hoekom ons verstom staan as ons sien hoe Yeshua in die hemele op die troon sit, daar die heerlikheid wat Johannes 17 van getuig het. Yeshua het opgestaan, hy het op die troon, hy is die lam, die Alfa en Omega, die begin en die einde. Openbaring het hierdie ontsettende beeld van hoe Yeshua lyk. Die swaard wat uit sy mond uitgaan, die stem soos donder. Maar daar is ietsie spesiaal. Ek wil dit in vers 5 lees. Openbaring 1 vers 5.
Dis die middel van 'n sin, Yeshua Messia, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het. En ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag in alle ewigheid. Amen. En dis waaroor die boek Openbaring gaan, is nie om te sê hoe sterk die Satan is en hoe verskriklik wêreldgebeur is nie, is om te sê die lam is op die troon. En hy het sy gemeente gewas in sy bloed. Hy het sy liefde bewys. En dis hierdie liefde wat 'n bewys het, wat jou deur al die wêreldgebeure vat. Wat jou, maak nie saak of jy weet wat 7 seels en 7 paddas en 7 horings en bassyne, maak nie saak of jy daai insig het of nie, in jou dag, wat hou jou staande? Die liefde, wat jy leer ken en glo. Daardie geloof aan hom wat ons lief gehad het. Hy het dit bewys. Moenie daaraan twyfel nie. Moenie vir tekens vra nie. Moenie 'n emosionele spel speel waar as dit iets goed gaan, dan sê hy, Jahwe is vir my lief. Ek weet iemand het eendag die voorbeeld gegee en daar was baie kritiek, maar ek sal dit weer doen. Moenie voel Jahwe is vir jou spesiaal lief omdat daar parkering vir jou is voor daai besige winkelsentrum. Ja, hy sorg vir sy kinders, ja, hy is lief vir ons. Maar as daar nie 'n parkering is nie, hy wil hê jy moet op 'n ander plek parkeer, dan is hy nog steeds net so lief vir jou. Moenie vir Vader Jahwe uit jou ervaringswêreld vertel of hy jou lief het of nie. Hy het dit in die vloek uit met kosbare bloed bevestig. Bevestig. Jy moet dit leer ken, jy moet dit glo. En dan kan jy saam met Paulus in Romeine 8, alles werk in goeie mee vir sy kinders, want hy het klaar sy liefde bewys. My verwysingsraamwerk van sy liefde is vas in die woord van Jahwe. Volmaakte liefde. Dis die liefde wat vir jou vrymoedigheid gaan gee vir die lewende God te staan. Ons harte gaan uit na ons ou mensies wat hierdie jaar al, wat so kort is oorlede is, dan die Marietjie vanoggend 3 uur. Wat 'n kosbare voorreg om te weet dat ons weet, sy het in die liefde van Yeshua gegroei, gestaan. Daar's geen vrees in die volmaakte liefde nie. Vers 18, daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees lei straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. En daarom is daar vir ons 'n geestelike lewe. Nie 'n passiewe lewe in 'n kaartjie, soos wat jy koop vir 'n vertoning, en ek het my kaartjie en ek is op pad vertoning toe nie. Om met Jahwe in die verbond te staan is 'n lewende verhouding. En hierdie liefde, hierdie verhouding tussen vrees en liefde, word elke dag onder druk geplaas. Elke dag. Het sy dit is in verhoudings of finansies of gesondheid, daar's hierdie wêreld laat ons terugkeer na die geloofsbeginsel. Jahwe is liefde. Dit is jou lewe. Jong mense, dit is hartseer om te sien, as ons agter die voertuig se stuurwiel inklim en ons trap die vet en ons gaan om die draai, daai lekker opwinding, adrenalien, roekeloosheid, opwinding, en weer eens, oujaarsaand, staan die getalle, mense wat nie die draai gemaak het nie, op ons land se paaie, vir ongeluk. Moenie dat die ouderdom, die jonkheid sê, ek het nog baie tyd. Ek sal later met hierdie ingewikkelde boodskap van vrees en liefde sal ek hanteer. Ek wil eers my lewe geniet. Ek wil eers my voete vind. Ek wil eers aandag gee aan hierdie eksamen is nou baie belangrik. Ek moet nou eers graad vang. Ek moet nou eers deur matriek kom. Daar's soveel goed wat hierdie wêreld sê belangrik is. Dit is nie. Jou eerste roeping is om die liefde te leer ken en dit te glo, sodat jy met vrymoedigheid, as dit dan Jahwe se wil is, en jy op 'n vroeë ouderdom kom haal, gereed is. Absoluut gereed is. Dit is so dat daar lekker dinge op aarde is. En nie alles wat lekker is noodwendig verkeerd nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar elkeen wat 'n vleeslike liggaam het, en dit is ons almal, weet dat dit hand uitdruk. Dat die gees van die tyd nie vir ons sê, kom ons waak en bid nie, maar die gees van die tyd sê,
vinniger vorentoe. Al lê die lyke, al staan die opskrifte, dit kan nie met my gebeur, dit met iemand anders gebeur. Die woord van Jahwe kom na jou toe vanoggend. Is daar in jou hart vrees, of is daar 'n persoonlike anker van liefde? Dominee Jaco het 'n baie mooi oggendstilte gemaak oor godsdiens bring nie vrede en stabiliteit nie. Net godsdienste reëls bring eintlik meer vrees. Dis hoekom die Fariseërs se hele stelsel uit vrees gekenmerk is. Hulle moes nog doen en nog doen en nog doen, want hierdie groot God van wraak, hoe gaan ons hom tevrede stel met ons werke? Nog iets. As jy bly in jou lewe soek om Jahwe tevrede te stel, is jy vol van vrees, jy's nie reg nie. Liefde is 'n rusplek, waar ek weet dat Yeshua my geregtigheid is. Soos vers 19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek ons bevestig dit wat ons in die begin van die boodskap gesê het. Jy begin by die eerste liefde, Jahwe se liefde, God is liefde. En ons het hom lief as gevolg, omdat ons dit leer ken het, omdat ons elke dag daar in onsself koester, so mooi as 'n voeltjie bad. Jy sien hoe bad hulle, of hulle bad in die son, jy sien daar die absolute oorgawe. Kan ons elkeen in gebed, elke oggend hierdie jaar, in Jahwe se liefde rus, vrede vind, veiligheid vind, krag vind, doelgerigtheid vind. Want vers 20 is weer 'n teep aansluiting. As iemand sê, ek het God lief, ek het nie hierdie boodskap nodig nie, ek weet God is liefde, ek het dit al baie gehoor, ek is al jare in die gemeente. Ja, jou toets kom, en sy broeder raad, geïrriteerd raak, frustreerd raak, moeilik raak, op die perdjie spring. Is jy 'n leenaar? Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het? En hier sê ons nie, ons moet altyd oor sekere besluitneming dieselfde standpunt het. Dis nie waaroor hierdie teks gaan nie. Ons praat van geïrriteerdheid, frustreerdheid, waar ek vergeet, hierdie is 'n bloedgewaste kind van Jahwe, ek moet hom met respek behandel, my maat of my kinders of wie ook al. Dis Jahwe se eiendom, onthou Openbaring 1:3, aan hom wat ons lief gehad het, en ons gewas het in sy bloed, en konings en priesters gemaak het. Om 'n medebroer of suster nie as 'n koning en 'n priester te hanteer, as 'n bloedgewaste kind nie, dis liefdeloos. Dis waar die nydigheid en die twis en die tweedrag en die geïrriteerdheid vandaan kom. En ja, ons word getoets. En ek kry 'n glimlag vir myself, want ek probeer om die wonderlikste, volmaakste predikant te wees, soos iemand gesê het, as jy almal wil gelukkig maak, gaan verkoop roomys. Selfs mense kla oor roomys. Ons gaan mekaar moet lief hê. Ons gaan vir mekaar soms teleurstel. Ons gaan soms mekaar misverstaan. Ons gaan, want ons is mens. Maar ons kan ook vanoggend vir mekaar sê, ons gaan in die gehoorsaamheid aan hierdie teks mekaar lief hê. Want dis Jahwe se opdrag. Hoe kan jy sê ek het God lief? Hoe kan jy sê ek is hierdie gelowig? Hoe kan jy sê ek het die waarheid? Ek is in die waarheid. Maar eenvoudige toets. Is nie vir jou belangrik om die geringste lid lief te hê. Hy sê in vers 21, en ons gaan einde se kant toe staan. Hierdie gebod, is nie die predikant se gebod nie. Is nie ons eie slimmigheid nie. Hierdie gebod het ons van hom. Dat hy wat God lief het, hy wat sy hele lewe inspan om gereed te wees, nie net vir die oordeelsdag, die oordeel vry te spring nie, as een of ander, ek wil hemel toe gaan, want ek is bang vir die hel filosofie nie. Nee, ek het God lief, ek het sy liefde leer ken, ek is oortuig, hy het my lief op grond van sy eie voorneem, ek het daardie genadewerk koester ek. As jy dit verstaan, dan het jy die gebod van hom om ook jou broer, jou suster, jou vrou, jou man, jou ouers, jou kinders, in God se liefde lief te hê. Daardie genade wat jou nederig maak, net klein maak, net perspektief gee. Want ons eie belange ruk altyd ons gedagtes rond
En dan is ons vreesagtig en ons wil iets hê en ons kry nie ons sin nie en dan raak ons gespanne, ons ken die hele verhaal. Die liefde van Jahwe gee vir ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. Genade geopenbaar in Joshua leer vir ons Jahwe is in beheer. Kan ek dit weer sê? Die genade van Jahwe geopenbaar in Joshua, dat Joshua aarde toe kom, 'n aarde wat sy oordeel verdien, 'n aarde wat al reeds deur die vloed die oordeel van Jahwe gesien het. Joshua word nog steeds mens en kom na 'n volk toe wat gehoreer het, wat in ballingskap was. Genade wat vir ons wys dat hy sal sy wil volbring, al word hy verag. Alles dan nie van plek om gebore te word nie, in 'n krib gebore moet word, al word in Nasaret verag. Al word hy in die sinagoge geban, al word hy vervolg en in Jerusalem ter dood veroordeel, sy genade sal sy liefde vir sy kinders kommunikeer. Kan ons dieselfde pad stap? Met daardie persoon vir wie al mee opgegee het? En ek weet, dit is vir ons elkeen, 'n boodskap tot introspeksie. Want ons almal wil graag lief en liefgehê word. Die wat in 'n huwelik is, wil graag hê my maat moet my respekteer en lief hê. Die liefde wat jy leer ken, is die liefde van die Vader en die Seun volmaak. En dis met daardie krag, nie gevoelsliefde nie, wat ons na mekaar toe kan gaan, mekaar lief hê in daad en in waarheid, sê die hoofstuk voor dit. Geliefdes, 1 Johannes 3:13, my kinders, laat ons nie lief hê met die woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dis nie die eerste keer wat ons hierdie onderwerp hanteer nie, want ons is by Johannes 4 en ons het dit nou klaargemaak. Hy het 'n klomp keer gesê. Ons het dit laas jaar vir mekaar gesê. Maar bly hierdie behoefte om mekaar te bemoedig, om vir mekaar te sê, maar ons moet groei, ons val so maklik. En daarom wil ek elkeen vanoggend in gebed opdra. As jy sukkel om lief te hê, omdat jy vanuit jou seer en uit jou agtergrond gevangene geword het, eintlik maar net van sonde, gevangene van bitterheid, gevangene van onvergewensgesindheid. As jy op pad is na die egskeidingshof toe, as jy op pad is om eintlik net te vereensaam en te veragter in die geloof en jouself te isoleer van die gemeente, want jy is kwaad, want iemand het jou onregverdig behandel, gaan terug na 1 Johannes 4 toe. God is liefde. Hy het jou lief gehad toe jy dit nie verdien het nie. Hy het jou vergewe, hy het vir jou gesterf om vir jou die voorbeeld te gee. Hoe maak mens 'n huwelik werk? Hoe maak mense 'n verhouding werk? Jong mense, hierin lê die krag van 'n huwelik, van 'n verhouding, die wat graag in 'n verhouding wil staan en trou. Dis die bousteen van 'n verhouding, die liefde van Jahwe. Ons as gemeente praat nie van liefde oor hoorsê. Ons droom nie drome nie, dit is aan ons geopenbaar. Dit moet in ons lewe sigbaar wees. Ons moet staan soos 'n stad op 'n berg. Ons gesinslewe moet hierdie lamp in 'n donker wêreld wees, waar gesinne uitmekaar uitval en waar daar nie waardes en liefde is nie. Ons wat die evangelie van Joshua dra. En as ons gefouteer het, dan beteken dit nie ons word afgeskryf nie. Dan is ons steeds die een wat van Jahwe se liefde my lewe getuig. Vir elkeen vanoggend, elkeen. Mag ons in 1 Johannes 4 weer vir mekaar in ons harte bevestig. God is liefde. Ons kan nie een plek in hierdie Bybel wys waar Joshua geskinder het, waar hy hom vervies het vir Petrus. Hy wil altyd eerste wees. Kyk, sulke mense irriteer my mos, wat altyd wil voorstaan. Sê dit pla ons. Of daai een daar agter, Bartolomeus, altyd barmhartig, kry altyd jammer. Nooit het Joshua so gepraat nie. Die mense wat ons die meeste irriteer, ek is seker as jy 'n persoonskets gaan vat, gaan jy in een van daai 12 disippels, gaan jy ooreenstemming kry. Joshua het van hulle, sy volgelinge, sy koningskrygers gemaak. Hoe? Om vir hulle te leer hoe om hulle man te staan en nie nonsens te vat nie, en iemand op sy plek te sit? Nee. Om te wys as jy jou lewe aflê. Hy staan van die tafel op, en hy was hulle voete, en hy sê, as ek die meester, die koning, dit aan julle gedoen het, dan is julle verplig om dit aan mekaar te doen.
En daar was persoonlikheidsverskille, verseker onder hulle. Hulle was nie almal dieselfde. Maar wat hulle almal dieselfde gemeen gehad het, hulle die liefde van Yeshua leer ken. En dan sien ons die pragtige verhaal van die liggaam van Yeshua, die gemeente, wat gebou is. En ek wil afsluit met dit wat ek vanoggend in oggendstilte genoem het, Efesiërs 4. Kom ons sluit af met Efesiërs 4, hierdie teks. En die jongspan, as julle nie weet wat beteken betrag nie, hy sê in Efesiërs 4 vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, bedink, groei, leer ken, glo, oordink, Jahwe openbaar dit aan ons. Terwyl ons in liefde hierdie pad stap, is daar groei, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Messia, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. As ek nou vir elkeen prakties kan sê, watter deel kan jy bydra hierdie jaar? Nee, ek gaan nie praat oor die tiendes nie, dit weet ons moet gee. Die deel wat jy moet bydra is liefde. Want jy kan geld gee in liefdeloosheid en in 'n verkeerde gesindheid, dan jy niks gegee nie. Die deel wat die boodskap van die liggaam, Yeshua is die hoof, wat moet elke lid bydra? Wat tot groei, tot bevordering, tot samewerking, die woorde is so mooi in Afrikaans, opbouing, ondersteuning van elke lid. Hoe kan jy ondersteun? Deur die vrug van liefde te dra. Deur net die vrug van liefde te dra. Deur in die gemeente teenwoordig te wees en lief te hê. So baie keer onderskat ons. Net daai goeiemôre, net daai gesindheid, wat jy in iemand se oë kan sien, hy het opreg lief, op sy manier, haar manier. Hoe gewaardeer groot mense nie kindertjies se liefde nie? Ek sien dit in die ouete huise. As jy daar inkom met kinders, dan wil die mense se handjies steek so uit. Hulle wil net lief gee word. Wees jy daai een wat net kom liefde gee. Net liefde uitdeel. Dit gaan nie, en dan sê mense liefde kos niks. Nee, dit kos eintlik verskriklik baie. Dit het Yeshua se lewe gekos. Liefde is baie duur. Liefde kos om jouself te begrawe. Liefde kos om jou eie belang agter een kant te stel. Liefde het 'n groot prys. As jy dit leer ken in Yeshua, ons kan dit van hom kry, om met mekaar ook in hierdie gemeente te deel. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader, Jahwe, baie dankie. As ons sê U is liefde, dat ons dit in Yeshua kan leer ken. En dat ons saam met daardie liedjie wat ons gesing het, al sou ek in Korintiërs 13 die taal van engele spreek, die geloof het om berge te versit. Maar ek het nie die liefde nie. As hy ook 'n klinkende metaal geword het, 'n lydende simbool. Dankie Vader, dat U ons vanoggend ook vermaan, ook oproep, om tug aan te neem, om terug te gaan huis toe en werklik te erken, ons het U liefde nodig, om mekaar lief te hê. Dankie dat U liefde die vrees uitdryf. Dankie dat ons kan geestelik groei, dat ons kan uitsien ook hierdie jaar na opbouing en ondersteuning van elke lid. Dankie dat ons kan erken voor die aangesig, ons het U nodig en ons het mekaar nodig, want ons is U huis, ons is U liggaam. Ons dank U daarvoor. Wil U vir elkeen spesiaal in sy hart hierdie boodskap bevestig, tot lof en eer en heerlikheid van U kosbare naam, in Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op en ontvang die seën van Jahwe. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.